Goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, daar is seker 'n klomp dinge wat ons oor die sebras al reeds weet. Ons weet dat hulle strepe en is elkeen verskillend, dis soos 'n mens se vingerafdruk en dat hulle mekaar ook so uitken, maar dan is daar nog iets anders wat oor hulle nogal baie interessant is en dit is hulle kleurvisie. Sebras is van die min soogdiere wat tussen kleure kan onderskei. Al kan hulle glo nie die kleur oranje sien nie. Nou, dit is nou baie interessant, ek weet nie hoe hulle al hierdie toetse doen nie, maar die slim mense sê vir ons dat zebras, al is hulle swart en wit, kan kleur sien. En dis so amper ironies tussen die ander diere wat hulle jag, kan nie altyd kleur sien nie, en dit maak dit dan baie moeiliker dan sekerlik ook so dan. So, liewe vriende, is dit baie interessant dan ook, dat daar so baie mense op hierdie aarde is, wat nie, sy visie nie reg is nie, hulle sien nie reg nie, oor hulle nie reg glo nie, en oor hulle nie die regte sekerheid het nie. Is dit belangrik dat 'n mens seker moet wees van dinge in hierdie lewe? Ja, sekerlik moet ons seker wees van dinge in hierdie lewe. Ons wil nie graag raai en wonder oor feite, is dit waar, is dit nie waar nie. Maar ons moet sekerheid hê oor baie sake. En die saak waaroor u beslis sekerheid moet hê in hierdie lewe, is of u sonde vergewe is. U weet, ons lees in Handelinge 16 vers 34, toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot geloof in God gekom het. Dis nou die tronkbewaarder dan van Filippi, liewe vriende, en hier het hierdie man tot bekering gekom, en nou die mooi saak wat hier gebeur het is, hierdie harde man, hoe hy ewe skielik verander het, die sagtheid en die mooiheid waarmee hy dan ook so die kinders van die Here hanteer het, maar nou sê die Bybel dit, en hy het hom verheug met sy hele huisgesin. Daar was blydskap in daardie huis gewees, nie net oor onder hierdie man self, dat hy tot bekering gekom het nie, maar ook sekerlik so met die hele huisgesin, was saam bly dat hierdie man tot bekering gekom het en die Here gevind het as verlosser en saligmaker. Jy kon vir daardie hele huisgesin gaan vra, is jou pa gered? Is jou pa 'n kind van die Here? Is hy sonde vergewe? En hulle almal sou gesê het, ja, dit is. Hy is 'n kind van die Here. Dit laat ons dalk nogal dink vandag, meneer, wat sal u gesin oor u sê? Sal hulle getuienis gee dat u 'n kind van die Here is? Ja of nee? En dan sien ons verder, liewe vriende, dat daar ook in Psalm 32 vers 1 hierdie woorde staan wat Dawid sê, Dawid getuig hiervan, hy sê, welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Nou, dis sekerlik het Dawid dit ondervind ook in sy lewe. Ons weet van sondes wat hy gedoen het, en ons weet ook hoe die Here hom vergewe het. En nou, nadat die Here hom vergewe het, kom sê hy, welgeluksalig is hy wie se oortredinge vergewe, wie se sonde bedek is. Liewe vriend, as die sonde nog nie vergewe is nie, loop u nog met 'n las rond, wat baie swaar op u sal druk, en dit sal baie ander aspekte in die lewe beïnvloed. As die sonde nog nie vergewe is nie, liewe vriende, mag jy dit probeer bedek op maniere wat dit nie bedek sal kan word nie. Die enigste wyse wat sonde bedek kan word is deur die kosbare bloed van die Here Jesus Christus. En gelukkig is hulle wat na die Here toe gekom het en gesê, Here, vergewe ons en verlos ons. Dan ook daar in 1 Johannes 5 vers 11 en vers 12 wat sê, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die lewe, wie die Seun van God nie, het nie die lewe nie. Nou, liewe vriende, kan u vanoggend sekerheid hê dat die sonde vergewe is? Ja, nie net dat jou sonde vergewe is nie, maar as jou sonde vergewe geword het, dan doen die Here dit omdat hy iets binne in jou bewerk, en dit is dat die Here vir jou geestelike lewe kom gee. En hierdie lewe sal 'n getuienis wees en 'n vaste sekerheid, 'n bevestiging dat die Here jou vergewe het, dat jou nuut gemaak het, dat jy sy kind is. Mag u hierdie absolute sekerheid hê. As u dit nie het nie, wil u nie vandag daar op jou knieë gaan en tot die Here roep en sê, Here, gee my sekerheid dat ek u kind is, en vergewe my en verlos en bring jou sonde na die Here toe, en die Here sal dit so vir jou doen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie dat u gekom het, dat 'n mens sekerheid kan hê,
Dat ons nie hoef te wonder of te hoop om eendag in die hemel te kom nie, of in hierdie lewe aan te kan gaan met twyfel of ons vergewe is nie, ons kan dit weet. En dankie vir elkeen wat dit weet. Mag hulle wat dit nie weet nie vandag tot U roep. Amen.